Ek sal sterf en na my vader gaan Wellington toe met lang bene blink in die lug, waar die kamers zwaar en donker is, waar sterre so semio sit op die nok en engele verwurm spit in die tuin. Ek sal sterf en met min bagaas in die pad val die Wellingtonse berge oor, tussen die bome en die skeme deur en na my vader gaan. Die son sal in die aarde klop, die wind se branders laat die voer kraak, ons hoor die huurders skuur loop op ons kop, ons sal dambord speel op die agterstoep, o vader kul, en oor die radio luister na die nagse nuus. Vriende, medestervendes, moenie huiwer nie. Nou hang die lewe nog soos vlees om ons lewe, maar die dood beskaam nie. Ons kom en ons gaan is soos water uit die kraan, soos klank uit die mond, soos ons kom en ons gaan. Ons bene sal die vryheid ken. Kom saam in my sterf en my na my vader gaan, Wellington toe waar die engele met wurms, vet sterre die hemel hengel. Laat ons sterf en vergaan en vrolijk wees, my vader het 'n groot boardinghuis. Baie welkom by die Breitenberg Galery en baie welkom by die opening van Speersels. En ek wil net vir jou sê, dit is 'n geweldige voorreg om jou werk in die galery te kan hê. Die voorreg is myne. Jy weet, ek het gemaak en jy gewerk en die goed met die uiteraard as gevolg van die verwysings. En miskien ook die intensiteit en miskien ook die onzekerheid van waarmee mens bezig was, dat het eindelijk hiervoor bedoeld is. Je weet, dat is daar ook niet noodwendig de meeste aanklank of de meeste begrip van wat men probeert doen in die omgeving, in het algemeen. Dan nogthans is dat baie specifieke redes ook om mens dit wat je doet en wat je ook aan je moet werken te doen, wil terugbrengen. Om te wijzen wie je mee is. Dit is nou in ieder geval. Maar het is een voorrecht. Dank je. Terug in Wellington. Maar dit betekent nog steeds niet dat het soms zo, net omdat het nou iemand is wat weggelopen of weggejaagd is, of wat ook al, wat je goed terugbrengt. Dit is niet hoe mensen het gaan opbouwen. Als het niet enigszins van op zichzelf van waarde genoeg is, dan betekent het niks. Zo, ik hoop het pas. Want ik weet dat het altijd is hoog en ik weet zolang je bezig is in die galerij is werkelijk waar je moet werken. Zo is voor mij ook een eer. Nee, het is rechtig een eer, maar ek het nie kon droom in hierdie tyd dat ons so 'n uitstalling kon by mekaar kry en doen. Ek wil net vir jou vra, die hele projek, die hele Woordmakersvallei, die nuwe skryfboek, die nuwe idee en die projek wat jy voorgelê het aan ons, en natuurlik bedoel die Speersels uitstalling. Wat het jou geïnspireer? Dit is fantasties, en terug in Wellington. Ik wel, ja, dat is een oude story. Ik weet ook niet eindelijk hoe oud het is, maar in elk geval, ik denk dat je schakelt in bij allerlei andere dingen waarmee ik over de jaren mee bezig was. Ik denk bijvoorbeeld aan die Goeree Instituut. Ik denk bijvoorbeeld aan die dichtersfeesten wat we organiseren. Ik denk aan die Dancing Poets. Ik denk aan allerlei andere georganiseerde activiteiten waar ik kon deelnemen. En over de jaren heeft die idee bij mij ook sterker geworden dat als daar een standpunt is voor, als daar rationeel is wat het voor jou makkelijk maakt of moeilijk maakt om te kunnen blijven voorbestaan hier in die Westkaap. En hoe je het ook al wil noemen, ik denk de sluit in dat de Noordkaap en naar Makkerland en die Bokkenveld en al die wonderlijke plekken. Dan kan het alleen wees omdat ons bereid is om die hele ongelooflijk pijnlijke en gecompliceerde begrippen rondom bestaansrecht, rondom identiteit, rondom verantwoordelijkheid voor anderen, al die goed, als ons bereid is om daadwerkelijk deel te wees daarvan en deel te nemen daarvan. Met andere woorden, dat is die zelfstandigheid, dat is die zelfonderhoudendheid. Dat is die feit, die
heel spesifiek. En ek dink dit is waar miskien van die hele Suid-Afrika. En ek dink dit behoort eintlik waar te wees van die hele Afrika. Die enigste manier van oorlewe is as ons by 'n punt kan kom waar hierdie plekke, hierdie sentrums, en die gaan anders, hy gaan verskillend wees van dorp tot dorp en plek tot plek, van plaas tot plaas. Gaan bou op wat werklik waar inherent en intiem deel van daarvan is. En wat gedeel word en wat gebruik word, wat beskikbaar gemaak word vir almal wat in daardie area aktief is. Met ander woorde, dis ook 'n metode, dis 'n manier, dis 'n noodsaaklike manier, dis 'n ethos van aangee dat ander mense ook daaraan kan deel. Want jy kan net soveel leer van die ander mense as wat van jou kan leer. Ons het iets om aan te gee. Dis nie altyd mooi nie, dis nie altyd lekker nie. En dikwels is dit met verwysings van jy weet, vreemde plekke wat mense nog nooit van gedink het of nooit van gehoor het nie. Ek het 'n stukkie Goya hierin en ek het ook 'n stukkie, jy weet, diere en 'n stukkie daar, bijvoorbeeld daar die Gogas is natuurlijk van diere. Jy weet, of wat ook al, dat maakt nie saak nie. Dit behoort nie met heems te wees, dit is alles deel van ons. Maar ons enige werklike voorvereiste om deel te kan word en gesien te wees, as deel te wees, actief, veranderend, om volgend deel te wees, omdat ons aangaan, is dat ons beweeg van die lokale, met ander woorde, dit wat ons werkelijk waar hier het, na die globale of na die universele. Ons kan nie by ander maniere doen. Het gaan nie help ons dink aan burgerskap of nasiestaat of selfs die hele continent van Afrika of ook so, dat ek op my hart dra, nie? Jy weet, dit is nie, dit begin nie van bo nie. Daar kan nie dit wees nie. Daar kan nie eenvormigheid wees nie. En as ons dit kan uitwerk, as ons daai spanningveld kan uitwerk tussen die lokale en die universele, tussen wat eie is en wat gedeel word op 'n groter vlak, dan het ons, dan begin ons beweeg. Maar dis my fantasties, want jy het ons visie en missie ook hier so by die sentrum geskryf, die ding van aangee. En dit begin in die kleine, in ons klein gemeenskap, en groei dan na buite. Ons kan dit sien weer van die digters wat hier gebore is, die kleine, daai mense. Precies. En daarom wil ek vir jou sê, baie dankie, dat jy vir Kobus die geleentheid gee. Dis vir my 'n aangee, dis vir my 'n aanmoediging. Daai hele verbintenis, jy weet, is die begin van groei. En jy het genoem so iets terselfdertyd ook met die woordmakersvallei, dat daar so 'n idee is met jong digters. Nee, ek dink jy weet, ek dink dan moet 'n mens gaan sit en ek weet nie eintlik op wat 'n vlak dit gebeur nie, maar ons is altyd daarmee besig. Jy weet self, jy weet het veel beter as ek. Mens moet altyd as ware die goed in die lug gebeur het op die vlak van munisipale denken, gebeur het op die vlak van gemeenskapsdenken, gebeur het op die vlak van die mense wat actief betrokken is by so'n plek as die sentrum hier. Waar word die besluiten gemaakt, waar word die oriëntasie gegee, waar word die strategie uitgewerkt en so. Maar goed, dit kan gebeur om in woord te gebeur, dit word miskien op beter manier te gebeur. Maar een van die bestanddele van die besluitnemingsproses moet wees, wat is dit wat eie is hier in die plek? Nou goed, wagenmakersvallei. Die eerste groot, hoe sal my sê, die eerste groot vastmaakplek buiten die kamp. As jy nou dieper in die ander wil beweeg. Waar word jou goeie waans gemaak? En dan daar voortvloeiende, waar is jou goeie wonderlijke opleidingsinstanties? En as jy mens hierdie sentrum so kon gebruik wat vanselfsprekende sonder enige aansitterigheid, sonder enige bybedoelings, wat 'n vanselfsprekende ontmoeting en uitleidingsplek is. Dan nog natuurlik moet jy 'n struktuur hê, dan nog moet jy mense wat dit dan aan die gang kan hou, en wat op jou spoor kan hou, en jy gebeur vanself. Kom jy by die minder aangename gedeeltes van, nou waar moet die fondse vandaan kom, wie moet dit doen? Ek dink, as jy meer iets doen soos ons nou hier doen, soos wat ons nou gelukkig is om dit kan doen, dan behoort dit 'n aantal mense attent te maak, of sensitief te maak vir die feit, dis nie 'n kwessie van liefdadigheid nie, dis 'n kwessie van dit is tot ons almal se voordeel. As jy nie bereid is om te gee meer as wat jy het nie, nou waarvoor is jy dan hier? Ja, precies. Precies, dis waar dit alles gaan. Ja. Maar nou genoeg daaroor. Okay. Ek weet jy het gesê jy praat nie oor jou kuns nie. Ek sal nie 'n woord kry nie. Okay.
Maar ek een vraag, Ja. een dingetjie wat jy moet vertel. Okay. Is toe ons nou in jou atelier kom en seker toe na die werke gaan kyk. Ja. Daai kakkerlak. En die kakkerlak het teruggekom vandag ook. Ja, ek het baie verbaas en ek self het baie verbaas. Daai kakkerlak kom omdat ek tydjie saam met my. Ja. Hier Is is dit die Franse kakkerlak daar? wel, dis die Katalaanse kakkerlak. Die Katalaanse ene. Hier is hy en dan dink ek hy sit op die agterkant. Ja, hy sit Is agterkant. hy daar? Hy sit agterkant ook. Ja, dis reg. Hoekom het hy daar beland en hoekom? Sommige maar net. Ek dink wel oorspronklik organies, hè? Dus Ja. met ander woorde, die feit dat hy ooit iets gevou is en dat hy die vorm het, hy is herkenbaar as insek, Ja. maar tegelijkertijd is hy ook nie net meer insek nie. Hoe hy dan inpas by die persoon, net soos die blaad daarboor, maar dis 'n lang storie. Ja, maar dit is organies. Ons praat nie Maar goed, daaroor. daai kakkerlak was so daar gewees. Ja. Ek het hom gebruik, hy is nog altyd daar, ek bedoel hy is nog altyd in Katalonië. Ja. Hy lewe dus daar min of meer gefixeer met 'n bietjie verf om hom te behou, om hom te bewaar op 'n klip. Dis waar hy nou is. Ja, toe daarna, het daar ene opgedag in Sepen, Ja. soms so vanself. Ja. En hy is nou ook alweer deel van 'n ander kunswerk. Ja. En dan die liefste kakkerlak as een of ander vreemde effigie of 'n symbool. Jy weet, as 'n beer of 'n wolf of 'n hond of wat ook al. So dis allemaal Dit is my mooi storie. Dit is my pragtige storie. Dis wat ek geloof. Ek wil vir jou sê verskriklik dankie. Die retroverse manier van dinge doen, die voor, die agter. Dit is regtig uniek. En ek moet ook vir jou sê, Landjaar so mooi uitstalling gehad, maar dit was ook een van die moeilikstes wat ons moes aan. Wel, ek het al gedink nou die dag, as jy kom en kyk so na die dak, jy weet hoe om daai gaatjies te maak en om die goed ophang te kry en hoe om die goed geraamd te kry, vir jy alle kante kan sien. Jy weet, want op die oomblik toe ek gemaak het, dat ek nie eerlik maar nie dan gaan dit uitstal nie. Met ander woorde, jy het sommer maar net aangegaan, voorkant, agterkant, klein en groot, en nou, wat maak jy nou met die goed? En nou begin jy uit theorie uitwerk, en hoekom is daar 'n voorkant en 'n agterkant? En dan begin jy uitwerk van wat gebeur tussen die voorkant en die agterkant. En dan begin jy uitwerk van al daai goed, en natuurlik onvermydelik gaan dit ook tot 'n mate tussen opduik. Maar voor ons daarby kom, dink ek is dit belangrik om te sê, as dit nie was vir die vertroue van François en van jou nie, dan sou dit nie gebeur het. Ek kon nou op die eerste keer vir jou daarvan vertel, of geskryf het dat jy baie enthousiasties gereageer het. En as dit nie daarvoor was nie, dan sou ek nie daarmee voort gegaan het nie. So dit is die een ding. Die ander ding is natuurlijk die gedachte wat tegelijkertijd ontstaan, onvermijdelijk, tijdens dat periode. En in daardie Dit was nou gedeeltelik in Parys en dan ook in dat was in Catalonië. Ja, in Parys. Daar is 'n paar gedigte by wat nou miskien ook binne daardie tydvak val, maar wat miskien nog in Suid-Afrika beskryf is destyds. Maar dit van nie buite daai tydvak nie. En is nooit van tevore gepubliseer nie. En dit is fragmentarisch, dit is nie dat hulle onaf is nie, maar dit is omdat dit deel is van 'n deurlopende mijmering, om het maar net so te stel. Maar as dit nie was dat iemand soos Alida Potgieter bereid was om, en ek vertel haar 2000%, sy is absoluut 'n totale wonderlike mens. Sy is nooit aan praat, maar sy sal haarself nooit vooropstel. Maar ek ken haar al die jare lang, en as niemand wat my werk so goed ken, die geskiedeniswerk, behalwe miskien Ampie, as Alida Potgieter. Met ander woorde, sy vir my sê, wil dit recht wil jy daai woord gebruik, as dit recht wil die rechte woord enzovoort. En ek neem het van haar, as ek dink dat word. So met ander woorde, daar was Alida, en dan was daar natuurlijk Katrien. Katrien, ek was baie blij dat sy bereid was om 'n soort van 'n toesig te hou, en ek vertel haar instinctief. En natuurlijk toe ons, Daniel du Plessis. En ek het haar vertel, omdat ek ook van tevore haar werk gesien het, waarom jy bezig was. Dat kan nie anders, het moet mooi wees. So ek het vir haar dankie sê. Ek weet die werk word in die beste moontlike hande gelaat, soos jou en hier. En wat meer kan jy sê? Welkom. Geniet. Kyk weer. En hierdie is werk om dan weer te kyk. Okay.
Baie, baie. Goed, baie dankie. Dankie. Ek gaan begin. Ek sal, ek wil net dankie sê vir dankie vir die geleentheid, ek kan doen. Ja, maar jy weet die voorreg is myne. Emilie, sê nou dankie, maar moet eintlik andersom wees. Ek weet, as ek nou, ek het net maar weer 'n vrou uitgewees. En 150 jaar gelede was ek ook 20 jaar oud geweest. En ek dink dat het met my ook gebeur. Ek kan het baie beslis onthou dat ouer lektor by die Michaelis Kunstskool aan die Universiteit in Kaapstad het my gevra om deel te wees van 'n groep uitstalling. En ons het mekaar nie baie goed geken nie. Want dus, ek weet ook nie of het 'n voorreg was, of althans of het 'n geskenk was, en of het miskien 'n vergiftigde appel was nie. Maar aan die ander kant, dis 'n harde storie. Ek dink, jy het dit goed gemaak. Hulle hang hier, het is wonderlike mooi dinge. Ons gaan nie te veel daaroor praat nie, ek gaan nie te veel daaroor praat nie. Want ek dink daar is baie kontraste in waarmee jy besig is en waarmee ek besig is. Maar ek het baie sterk gevoel dat jy gaan jou eie pad loop en jy is besig met iets wat baie belangrik is. En ek voel baie sterk dat 'n jonge persoon, 'n jonge kunstenaar moet so gou moontlik die blootstelling kry, jy weet, aan hierdie manier van uitstel. En dan verkieslik in geselskap van 'n ouer persoon wat die klappe kan vat, of die pyn kan vat. En waar ze waarschijnlijk ook gaan weglopen met die brood en met die olijven en met die kaas en wat ook al kan steel. Maar dat is werkelijk wel voor mij een voordeel en ik denk dat is een goede ding. Of het een goede ding is voor jou, of het jou op je duur gaan helpen of niet, dat is voor jou om zelf te besluiten. En die bedoeling is niet om, ik kan niet voor jou iets maken wat je niet zelf doet. Net zoals je ook niet voor mij iets kan maken wat ik zelf moet doen. Maar ik denk die blote soort van hand te steken en zeggen, oké, kom klim op je wagen. En dat is een moeilijke wagen, dat is niet baie lekker, dat niet. Maar je kan niet meer afklimmen, zo laat is dat ook. Ja, maar dit is een groot hand wat mij ook geholpen. So. Ja. Ja, ik wil eigenlijk zo'n beetje vragen hoe je werkt toch. Wat mij opvalt is dat ze baie sterk grafische element. Baie sterk lineaire, maar niet net lineair, bijvoorbeeld daar die tekening van je pa of die werk van je pa. Wat voor mij natuurlijk baie dieper raakt, want je weet wat die band was tussen je pa en mij. En dat is niet hoe ik veel verlaat, nee. Dat is absoluut niet hoe ik echt zoveel probeer na te trekken, al was je naam ook nou Piet Pompies. Dat gaat niet daarover nie. Die feit dat het wel zo is voor mij natuurlijk een extra wonderlijke, diep gevoel van bevrediging. Niet net in jou, maar vooral ook in de omgeving. Het is allemaal als een gevoel dat ik het die voordeel gekregen om iets te herkennen wat hij van geweten heeft. En wat voor hem zo blij gemaakt, die feit dat het door andere mensen herkend wordt. Right, daar is het nu. Maar goed, ik wil weer hoe je te werk gaan, wanneer de achtergrond. Dus kan van die oude beelden van je pa zien dan. Maar is het wat? Is het steendruk? Is het iets? Of hoe je dit gedrukt om naar die achtergrond te krijgen? Het is eigenlijk een baie eenvoudige proces. So, al die oude foto's, ik heb nou nog gegaan hier die albums en alles. En toen heb ik het gelaat in die rekenaar en het uitgedrukt. En toen vat ik die papier waarop het afgedrukt was en sit dit so gezicht neer op die papier. En dan wat je maakt is zoals een collage van dit wat je nou wou hê. Ja. En dit wordt gezicht af en kan neergezet en wordt het gefotografeerd? Ja, dan gescand. Thinners. Oh, oké. Smeer thinners boven. Ja. En dan zit je ons op die printing press en dan. Ja. En toen daarna, dus natuurlijk dan die tekening met dat boek komt. Wat is het uitskool? Ja, dat is uitskool. So daarna, as
kyk, met my pa moes ek deur die ou foto's gegaan het. So, ek het deur die ou foto's gegaan en dit geëdit op die foon om soveel as moontlik lig en donker kontras daai te kry. En dan teken jy dan nie daaroor. Ek het niks laat teen dat mense gebruik maak van allerlei hulpmiddels. Ek doen dit die hele tyd aan mekaar, self ook. Maar ek dink nie dit is net op zichzelf genoeg nie. Jy het iets daar gebeur iets. Ek wil nie vir jou vra wat dit is nie. Maar daar is iets in die tekening, net soos ook in die ander. Ek weet nie wat dit is nie. Miskien is ek 'n besluit wat 'n mens maak. Jy wil daai uitdrukking hê. Weet jy? Hierdie tekeninge, ek noem hulle maar tekeninge. Ja. Ja, ek weet ook hoe dit so noem, maar noem hulle maar tekeninge. Dit skets. Die tekeninge is veel ouer as wat jy is. Hoekom? Dankie. Nee, maar ek dink so. Ek weet nie wat die proses is wat Ek is by Jesus so. Ek is by Jesus so. En ek begin 'n bietjie grawe na wat aangaan wanneer jy so iets doen. Hoekom jy dit doen? En hoekom het donker is in my oë en hoekom het donker is in nek. En dit is weer die kontraste, daar's bloot meerdere metodes, soos byvoorbeeld die bietjie lig van die krag teenoor die donker van die baadjie en so voort. Dit verstaan 'n mens. Maar daar's meer wat daar aangaan. Daar's 'n lig op sy gesig wat veel meer sê. Selfs vir mense wat nie weet dis jou plan nie. Jy weet, en selfs mense wat oor 10 jaar daarna so kyk, hulle gaan iets aanvoel daar. Daar's 'n baie diep verbintenis, 'n baie diep band wat daar neergelê word. Okay, ek gaan jou nou nie in die verleentheid kom nie. Wat wil jy nog om my Ek het vir jou gevra het, want ek werk nou van die foto references af. Ja. So, kan jy dalk 'n bietjie deel oor jou proses met hierdie dis ongelooflik. Dis nou wat jy my vra. Af en toe ook ja, ek maak nogal gebruik van foto's, maar dan meer as 'n soort van 'n nota wat ek maak. Ek sou byvoorbeeld 'n foto neem van 'n werk waarmee ek besig is, of miskien klaar gemaak het, soos daardie ene. Dis ook 'n bestaande werk. Ek het die bestaande werk in Spanje. Ek het 'n foto daarvan gemaak en 'n afdruk daarvan gemaak en dan inkorporeer met die nuwe werk. En dan die inkorporering, hoe dit deel word van die nuwe werk, hoe dit omvorm word, dis eintlik heeltemal 'n ander storie. Ja. Tot 'n groot mate dink ek, as ek praat van skeursels, dan is dit miskien ook 'n verwysing daarna. Met ander woorde, jy skeur 'n stuk van 'n vroeëre werk en jy sit dit in 'n nuwe werk. Jy weet dit is nie afgemaak nie, jy weet dit is nie volmaak nie, maar dit is 'n baie organiese proses. Ja. Hoe dit dan daarvan af verder gaan. Ja, afgesien daarvan is ek miskien was vir 'n tydjie lank al besig met 'n bietjie van 'n kleurverskuiving. Jy gesien ek kom baie geel, baie oker en baie tot 'n mate goud en ou goud deur en so. Ek glo nie 'n mens moet daar te veel betekenis aan heg nie. Jy weet, die goed word nie gemaak vir 'n simboliese betekenis nie. Die goed word gemaak vir 'n geheel ervaring. As dit ervaar word as iets wat die gaan nie sin maak nie. Dit gaan nie betekenis hê nie, maar dit het 'n aanklank vir die persoon wat daarna kyk, soveel te beter. Ek meen, as jy nou voorstel so 'n ding soos daar, of selfs hier, as dit nou alles net in blou was, dan sou iets anders gewees. Ja. So, ek weet, dit is maar 'n kwessie van aanvoeling. Ek weet mense teoretiseer en mense gaan dit nou toeskryf aan 'n baie weldeurdagte bedoeling om het so te doen, want dit is nie hoe dit gebeur nie. So dit is amper regtig waar uit te zen oogpunt uit. Dit is dit is baie, natuurlik ja, tot 'n groot mate as gevolg van die tematiek, soos jy af en toe kan optel, daai persoon wat in die zazen posisie sit, hy sit op 'n zafu, die zafu is die swart kussentjie, maar nou weer daar byvoorbeeld, as jy nou kyk na die kop, en die hande en dan die figuur wat op die skoot van die zenfiguur sit, dan word jy lei na die blou koppie daar agter. Wat daar gebeur het is, ek het 'n
foto waarschijnlijk gemaakt van die werk achter in die muur, met dan dat klein portretje, die shadow eyes noem ik het, en dit dan toe hier op oorgedraaid, maar omdat die handen toe daar was, vanzelfsprekend volgt die rest. Ja. Met andere woorden, daar is een baie organische aaneenschakeling, iets gebeur en dan gaan andere mensen denken, oh, maar dit is baie diep betekenis. Het gaat niet daarom nie. Zijn is niet diep nie, hoegenaamd niet diep nie. Zijn is maar net, sit op je gat en dat het goed gebeur. Ja. Sit op hoog en gaan jezelf te buiten. Ja, waar is dat skillerij trouwens? Dat is die eerste. Je sit op hoog en gaan jezelf te buiten. Ja, maar dat is echt niet groot is geweest. Daai ding is vir my fantasties. Daai ding waarvoor ek staan net hier. Ja. Veronica. Ja, die Veronica. Dit lyk soos Rembrandt. Ja, dat is nog op, ik weet niet eigenlijk op een baie vreemde manier ook gebeuren. Ik denk niet dat was, dus daar is niet die historische bewijzing wat voor mij van belang is. Ik weet niet hoe mensen gelijken in de tijd van Rembrandt. Ja. Maar die manier waarop we dat aangetrekt hebben natuurlijk, en dan die manier van kijken in die één oog wat eigenlijk niet daar is niet. En toen, wel, kom eens aan een beetje terug. Die andere gegeven wat toch van belang is dat die goed wordt geschilderd tijdens de tijd van inperking. Inperking betekent tot een groot mate dat de mens intens bewust is van wat om je aangaat. Met andere woorden, die beperkingen wat je opgelegd wordt. Met andere woorden, bijvoorbeeld het feit dat mensen met maskers dragen. En dan begint dit gegeven worden. Het wordt element binnen jouw denkwereld of tegen dingen waar je belang stelt. En tegelijkertijd is daar niet eigenlijk, daar is niet een publiek niet, daar is niet geen naar buiten toe niet. Je kan het niet delen met andere mensen, het kan niet uitgesteld worden nie. Het kan niet gedeeld worden nie, omdat die ingeperkt is. So je gaat maar voort en je bouwt voort en tot de mate wordt dan een zelfgesprek. Niet een interne gesprek, nie, maar er wordt een zelfgesprek. En vandaan tot een groot mate komt ook het idee van recto verso, voorkant en achterkant. Dat is niet dat waarmee je bezig was, zijn maar bij voorkant. Ik weet ook niet, in baie van die gevallen weet ik niet wat is voorkant en wat is achterkant. Dat is maar voor jou te beslissen. Maar je weet dan is ook bezig met de dingen en dan denk je, maar ik wil die gesprek verder voeren. Je weet, daar komt een reflectie op wat ik gedaan heb, of een bijgedachte, of een paadje wat afdraait, en dan ga je voortwerken aan die andere kant. En dat dan, omdat het aan de andere kant is, beginnen andere dingen een rol spelen, zoals die textuur van waarop je werkt, en die feit dat je er dan probeert aan elkaar zit. Nou ja, dat is maar zo gebeuren. Ik denk niet, dat is een ander ding wat we willen aangeven, misschien, hopelijk. Je moet nooit proberen verduidelijken wat je doet. Maar jij is die laatste en wat weet waarmee je bezig is. Niet op die manier. Nee, die manier waarop je daarmee bezig is, kan je niet overdragen. Ja. En wat je wel kan overdragen is tweede klas of derde klas of je weet afgewaterde commentaar. Dan praat je aan de mensen naar die mond. Je weet, de mensen gaan zo omgaan, je kan zeggen, dat is nonsens los. Moet niet. Dat die mensen denken, je is zomaar niet mysterieus te willen vandaan van je. Dat is niet dit niet. Maar je weet, als iemand die bereid is om die ding te aanvallen zoals je dit geen niet, waarom doe je dit dan? Ja. Je geeft zoals het is, zoals die werk dat is. En je geeft je beste van wat je kan op dat ogenblik. En wat die meest intiemste van jou van belang is op dat ogenblik. Toen jij daar tekeningen gemaakt hebt, bijvoorbeeld hier achter. En je pa tweetje, in die hoek is ook je pa, eindelijk denk ik. Ja, Ik denk dan geef je eigenlijk iets aan wat meest aan de mensen niet van hoeft te weten. Het is baie intiem. Ja, het is eigenlijk s'nachts daai en ek het hom een foto van hom aangestuur vir 'n vriend op 'n stadium en hy sê vir my, sy skoon begin sleg voel oor my. Dat my pa so beteken het. Ek eers vir hom sê, maar kyk, dit is nie die amptelike een van my pa nie, maar ja, dit is maar eintlik ook. Ik heb een schilderij op mijn atelier in Parijs met die titel van Zelfportret als Ampi John Coetzee. Met andere woorden, ik denk dat is een generische, wat ook al, hoe mensen willen zeggen, maar zie niet dit niet. Dat is dingen wat over hier komt. Je pa was bezig
naspore navorsing van wat dit beteken om in hierdie land te wees op hierdie tyd. Ja. Onder hierdie maan met hierdie berge, net so Jane Coetzee op sy manier ook bezig is. Je weet, so daar is iets aan natuurlijk. Maar goed. Aramita Shingyu. Om die maan in 'n net van son te probeer vang. Wat is belangriker nou? Om asem te haal en sin te probeer vertaal uit die stil beweging van kom en gaan en so deel te mag wees van die bewegingsstilte van die maan, soos moet die skyn van sein. Of om woorde neer te skryf as verlewing van die pyn, wanneer die ek as jy bewe besef dat alle asemhaling so kom en gaan, je sinsverduisterende stroping en strofes van die gewaande jy, ek, belichaam. Liewe mense wat kyk na ons en wat luister, as dit so gaan, welkom en dankie dat julle saam met ons hier is vandag, lieflike dag in die Boland. Ons gesels oor Bruiten se nuwe bundel, wat pas in 'n lieflike uitgawe deur Honduitgewers in Pretoria verskyn het, en ook oor sy nuwe uitstalling van splinternuwe werke hier by die Breitenberg Sentrum in Wellington. Ek is nie Bruiten 'n literator nie. Ek is ook nie 'n kunstkenner van formaat nie, en ek wil myself net eerder sien as 'n soort van vergestalting van 'n leser, van 'n klankbord, miskien 'n stemvirk om op 'n sekere toon in te sit, en dan kan jy aanpas en verander soos wat ons aangaan en die gees jou lei, of die geeste. Ek dink dat ons waarskynlik nog nooit van tevore, dit voel so vir my, natuurlik was daar ander tye in die verlede, maar dit voel vir my of die mensdom nog nooit op 'n punt was waar daar so 'n behoefte is aan iets, aan 'n insig, aan 'n bewussyn, as waar ons vandag staan, regtig sterwers sonder rigting. So ek wil ook vir jou vra om 'n bietjie te gesels oor hierdie tye en die tydperk waarin jy hierdie goed bymekaar gebring het. Maar om te begin wil ek ietsie sê oor die titel, Hokokai Fragmente. So net in die eerste woord, hierdie Hokokai, is daar klaar 'n soort interessante interne spanning. Die finaliteit van Hokai, en vir die mense wat nie die soort bastard Afrikaans praat wat ons doen nie, dit beteken bastard. In die eerste woord, in die hok, in die soort van stameling van die hok, asof daar 'n onsekerheid is, of in elk geval 'n onvoltooiing. En terselfdertyd laat dit my ook dink aan my ouma en die manier hoe sy op die plaas in die Koesmaland in die aand die hoenders geroep het. Hok. So daar's my ook 'n idee van geborgenheid, van terugkeer, van huis toe kom. Van bescherming, ja, dit is zo, ja. Ik stem u saam. Alhoewel, dat is interessant. Ik tel op dat daar wordt baie verwijs naar die informele kaya, zoals ons net ook daar zo gezegd. Je weet, die in die zakjeskampen en in die bukjesdorpen als hokken. Iemand bij een zegt hok, of dit is mijn hok. Die werkelijke, die mensen wat rechter waren. En als miljoenen van hen, niet net hier, maar overal in Afrika en overal in de wereld, al hoe meer zo. Wat op een manier ook moet inkomen bij die veranderingen waarvan jij nu gepraat hebt, die veranderende omstandigheden. Ik denk dat die mensen het toch baie sterk het gevoel dat elkeen blij in sy of haar hok. Die begrip van onzekerheid, die begrip van
'n skepende onsekerheid. Die begrip van laat gaan om anders te word, wetende dat jy miskien laat gaan van vertrouwde vashoupleke, vertrouwde sekerhede van die hok, maar dat jy nou gedwing word om te hokkaai binne daardie hok, jy kan nie nou voorlopig verder beweeg nie. Dit is die bewysing natuurlik na die tye wat ons nou beleef, die inperking en die insperring en so. Wat baie swaar op 'n mens weer, veral in Europa. Ek dink hierso tot hier is nog nie tot dieselfde mate gevoel nie. En ook nie elders in Afrika nie. Mense is nie so aan bande gelê nie, maar in Europa was dit baie sterk so gewees. Ek wil nou twee goed gelyk sê. Die eerste ding wat ek wil sê is dat dit my laat dink aan Suid-Afrika, veral wat jy nou gesê het, en aan die aanhaling in Spaans wat in die boek voorkom van 'n voël wat in 'n kou gebore is, dink dat dit verlies van vryheid is op die vlieg. Dit is die een ding wat ek wil sê. Die ander ene gaan oor hierdie onvoltooidheid wat ons seker baie ver terugvat, ten minste na die pantarei, na die alles stroom. Ek dink mense was altyd besig met die bevraagtekening, met die dat die mense noem vernuwing. As mense dink aan iets cinema soos die surrealisme en die skilderkuns. En al daardie groot bewegings daaromheen, dadaïsme ensovoorts. Die goed wat hulle nou opgrawe, word ook alle meer, dis een van die, ek spring ook sal by rond, 2 maande is nie genoeg. Die goed wat nou aan die lig kom, wat my baie sterk opval is tot hoe mate hierdie hele periode van Covidianus, die tyd van Covidianus, die tyd van die virus, as in baie virusse, maar goed, hierdie spesifieke ene, waar hy ons saam kom het en hoe ons allemaal aan die neus lei, as hy nog so bestaan. Maar dat hele tyd word gekenmerk, enerzijds deur het gevoel van veel meer te weet van mekaar, veel nader te weet, ons is deel van een mensdom. Daar is 'n voortlopendheid, 'n voortdurendheid, daar is 'n deurgang. Skielik weet ons dit veel beter as ooit van tevore. Die wêreld het baie kleiner geword en terselfdertyd te gelykheid. En dit is miskien wat moeilik is vir ons om te gelykheid daai 2 monde te kan gebruik. Is die feit dat ons dan daarom miskien heeltemal afgesonderd word. Miskien heeltemal verenkeld word. En ek weet nou alreeds dat my nie saamstem met jou nie, maar dat ek alreeds 'n bietjie anders gaan dink oor die saak. Net soos jy waarskynlik ook anders gaan. Ja. Dit beteken nog nie ons gaan saamsmelt nie. Dit beteken nog nie ons gaan een word nie. Ja. Maar dit beteken ons is gesamentlik besig om anders te word. Dis wat ek noem, saam mekaar anders maak. Ja. En dit kan alleen geskied binne 'n omgewing, soos wat ons hopelik sê nou maar hier probeer op die been bring en wat oral in die wêreld behoort te gebeur. 'n Omgewing, al is dit goed tydelik en as dit goed beperk miskien in die ruimte, waar binne hierdie verdraagsaamheid van mekaar kan bestaan. Ek hierdie deel wees van alles, die kompleksiteit van iets wat terselfdertyd 'n weerkaatsing is van die geheel en ook heeltemal presies homself. En om dan beskikbaar stel om te verbind met alles wat daar buite is. Dit is maar iets wat nogal in hierdie bundel sterk saamvloei en gebind word op 'n manier deur stilte. Stilte, daar was vir my nog nooit soveel stilte as in hierdie bundel. En dan ek dink van wat jy net nou genoem het, weer klink ook in die aanhaling van John Berger wat die bundel oopsluit. Poetry can repair no loss, but it defies the space which separates. En dit is eintlik presies dit waarvan ons nou net praat, dat jy moet die separation hê om die space te hê wat oorbrug kan word. Ja. En jy moet bewus wees daarvan dat wat jy eintlik wil praat is 'n proses, is die asemhaling van bewuswording. Jy is voortdurend
of het nou vir jou 'n voorreg is of het nou vir jou 'n vloek is, maar jy is voortdurend intens bewus van die gaan deur die geledinge en die versperrings en die ontdekkings en die sypaadjies en dan weer die hoofpad en dan weer die enso en dan weer die stilte van bewuswording. Vir my is bewuswording 'n veel ryker konsep as bewussyn. Ja, Bewuswording. ja, want dit is 'n proses, dit word. Gewaarwording. Ja, Ja, miskien selfs nog meer as bewuswording, gewaarwording. Met ander woorde, en ek dink ons begin nou miskien meer, of ons nou weer op 'n punt waar ons meer intens weet dat dit gaan nie net oor die intellektuele binneperke van kennis bring van waarmee ons is, wie ons is en waarmee ons besig is nie. Dit gaan oor die aanvoeling, byna soos deur 'n skerm, soos deur 'n vlies van wat om jou gebeur en waarvan jy deel is. En ek dink dit is miskien ontstellend, want dit beteken onder andere dat ons met alles herformuleer, byvoorbeeld die begrip van, nou wat is rede dan? Wat is helderheid dan? As ek dan nie meer logies kan redeneer en helder kan dink nie, dan is daar miskien onderskeid tussen die sogenaamde onredelike en die sogenaamde waansinnige en die mense wat ons beskou as redelike mense, as mense wat nie mal is nie. Dit is arbitrair natuurlijk. Hy sluit, en dit is hoekom ons voorfeitaal vir my so verskriklik veel waarde. Dis hoekom ek so verskriklik ongelukkig is oor die sogenaamde taaldebat, want hy word heeltemal uit verband geruk. Dit gaan nie oor dit gaan seker miskien ook oor die onderliggende argumente wat na vore kom, waarna daaroor gepraat word. Maar ons voorfeitaal is juis 'n intense bewuswees van die beperking van taal, van praat, ja, van begrippe. Ons weet mos, en dit het niks, jy het nie boekgeleerdheid daarvoor nodig nie. Ons hoor dit elke dag om ons. Ons weet terug by Hok byvoorbeeld, of op die Hokkaai. Hoekom? Hokkaai! Hoekom? Waar kom het vandaan? Wat beteken dit? Praat die diertaal? Hoekom sou die diere dit beter verstaan as, hey, staan stil nie, jy weet? Of wat ook al nie. Ja. Hoekom het dit Hokkaai? En hoekom het ons al gesê om mekaar te Hokkaai? Hier is my Hokkaai plek. Hoekom? Sien, en dis daai intense, dis ons het 'n Kreoolse taal, ons het 'n omvormingstaal. Ek sê nie ander tale is nie so, en natuurlik is dit so. Er is miskien ander aspekte wat nog sterker is as hierdie ene. Maar hierdie ene, wat deel is van ons historiese verdoemenis om anders te word. As ons wil wees, moet ons voltyds, of ons wil of dan nooit betrokke bly in hierdie proses van verandering. ja. Op soek na 'n plek van opeindigings begin. Die stilte van die ou opstal, waar die verledeling na terugkeer, waarskynlik om te vergaan, deel mag word van die stilte van 'n ou huis. Die stilte se soet reuke, nog nie geplaas, van mensedrome en soet herinneringe se stilte, wat hier kon lewe en vergaan om stil te word. Is stiller en voller en meer uitgehol deur tyd as die nag daar buite, met al haar geledinge van oneinde duinende stiltes en sterrevaarte in sonnestelsels se wippe vir nagvoëls ooit kon wees. Van die stilte van die ou huis is die stilte van mense wat eens hier was en altyd hier is, om die stilte van menswees te verbeel en belewe as heling om gedeel te word. Wat vir my wonderlik is in hierdie gedig is die nie net woorde soos oneinde, duinende stiltes nie. Soos woorde wat jy nog nooit gehoor het nie, maar jy weet outomaties wat dit beteken. Maar ook die herhalings wat amper soos echos werk, amper soos echos in 'n stil huis waar jy instap, en die idee dat dit die stilte is van die mense, die afwesigheid, die nie-teenwoordigheid, die stilte van die mense wat nie meer daar is nie, wat die plek en die betekenis daarvan belewe.
sodat ons daar kan wees. Ja, jy weet, terwyl jy nou lees, sit dan dink ek, wat is die konsep uiteindelik van wat ons gedig moet? Ek wil nie te veel daaraan raak nie, maar ek dink daar is party dinge wat 'n mens eintlik wil beskerm. Dat dit nie ook vernietig word. Ja. Dat dit ook nie misbruik word. En dan natuurlik is die gebruik van dat ons dit noem so wyd soos die Here se genade of die Here se wraak. Hy loop die hele wêreld vol met as wonderlike en allerlei soorte van gedaan. Maar die kern, wat is die kern? Daar's iets daar van die enkel stem wat 'n saamvatting is van al die stemme van haar tyd en haar omgewing en haar agtergrond, al die wat in die stiltes verdwyn het in die stilte saam. Daai stem wat uiting probeer gee aan gewaarwording binne hierdie omgewing, binne hierdie tyd en die omgewing wat so nou bestaan. Wetende dat dit nie kan besweer nie, maar wetende ook dat daar's geen manier om binne dit te bestaan sonder om te probeer om dit te besweer nie. Die herhaling van klanke, die soort klanke. Jy weet dat jy kan luister na, ek sal maar 'n voorbeeld noem, ek het dit genoem in 'n ander konteks van Senna Mahmoud Darwish of Ko-Un, die Koreaanse digter, was 'n wonderlike vergestalting daarvan. Ek ken nie 'n enkele woord Koreaans nie. Hy kon 'n gedig lees en jy so jy weet waarvan hy praat. Jy beweeg saam met hom. Jy is daai mens wat jy omgedra word. Stem, skielik is jy deel van die mensdom, so te sê. Dis net die gedig wat hy moontlik gemaak het. En ja, maar dit is die ander ding wat vir my baie belangrik is. Mens bestaan in 'n lugleegte nie. Jy weet, byvoorbeeld die skilderye, eerste oplet baie van het te doen met in 'n gesprek tree met baie konkrete lukrake elemente wat jy sommer daar by die hand gehad het. Jy weet die een kleurlyn en 'n ander kleur. Daar's niks, daar's nie teorie daar agter. Daar's nie 'n bedoeling, dit gaan nie 'n boodskap oordra nie. Indien dit 'n boodskap oordra, dan is dit omdat die hele mens in sy hele doen 'n boodskap op sigself is. Maar dit is konkrete goed wat ons aangaan. Daai kakelakkie wat nou weer vanoggend hier kom so op en nader. Hy was letterlik net op 'n sekere stadium daar gewees en hy lê daar in my atelier in Katalonië en dan kyk ek na hom en ek sê maar weet wat wil jy nou eintlik vir my sê? Moet ek nou gaan soek na jou maat, moet ek julle almal doodmaak? Want dis wat veronderstel is met gebeur. Plek is nie veronderstel om oorgegee te word met kakkelakke nie. Daar is ook nie baie kakkelakke nie. Nou waar het hy of sy dan nou vandaan gekom? Beteken dit sy se boodskappe? Ek dink nie so nie. Of miskien tog wel. So die gedig is dit die uitdrukking die tot klank bring van stilte wat 'n onmoontlike konsep is en 'n onmoontlike onderneming is en waar sonder jy nie kan bestaan nie. Dis wat ek dink wat Burger tot die mate sê. Die gedig los niks op nie. Hy los nie die teenstrydigheid op nie. Hy maak jou bewus, intens bewus van dit wat tussen jou en daai onoplosbare lê. En dit op sigself is dan 'n deel word van die onoplosbare of 'n benadering tot om kennis te neem van die struktuur. Dis al wat mense baie sterk geleer word in cinema en oosterse vorme van meditasie. Jy word intens bewus van die konkrete teksture om jou, of het nou asemhaling is En of in jou en om jou. Hele tyd, juist dit. Dit wat in jou is om jou. As jy op asemhaal, as jy in jou moer. Maar jy kan ook nie net asemhaal sonder te weet dat dit is wat jy inneem en wat jy ook weer uitblaas. Dis waar dat die lewe 'n metronoom is om ons tydritmes uit te meet vir die dans, vir die alles vergeet van die dans. Dis ook waar dat walvisse bo water omdryf, wanneer die lywe verlyf in 'n metafoor, weet die maan het in die niet gesink. Om die ek te vang en met self te vervang en dezelfde in die deuropening naar nergens te hang
En wie ook al daarna verlang om van de andere kant hierdie 9 asemstote te verstaan, bang te maak met die eie beheerende leefles vol wind. En uit, en in, en uit, en in, en uit, en in. Ek en uit, asem in, en in. Ek asem uit, en in. Ek asem alles in, en uit. En ruik die tossies mimosa mane geel so somer, en uit. En die stilte voor jou voorhoofd so somer in die middaguur, en in. Ek asem 'n somer, 'n stilte en die reuk van tossies mimosa mane, alles in en uit en in